gaan vandag as ons praat, ek gaan net so 'n bietjie verbyblaai, daar sê, kom ons het daar verby gaan nou weer teruggaan. Wat moet ek doen om gered te word? Dis die tema van die diens vandag. En ons gaan Handelinge 16 so gereeld lees, en dan gaan ek in Johannes 20 ook 'n bietjie blaai. As jy nou die Bybel hier het, en jy wil gou daar oopmaak, doen dit gerus, Handelinge 16. Ek dink dat jy daar die verhaal gaan ken, jy kan 'n merker daarin sit. Ek tree dit op die bord ook vir ons, maar dit is mos baie spesiaal, as mense uit jou eie Bybel uit kan lees, is dit vir 'n mens mos amper maar die lekkerste. Toe ek weggetrek het in Parys, het ek in gietende reën daar gery, en ek het sopas gesien dat dit hier by 'n 27 mm al gereën het daar, en ons is net absoluut dankbaar vir elke millimeter van reën wat daar val. Kan ons vir 'n oomblik ons oor toe maak, vriende, dan bid ons saam. Kom ons sê net in hierdie oomblikke vir die Here dat ons hom nodig het. Ja, ons kan nie sonder hom lewe nie, ons weet. Ons mag ons oor toe. Here, ons kom laag voor die buig, voor die neerval, met ons hele hart, ons hele lewe, wat buig voor U. U is die Here, die Here. Dankie dat U vir ons, wat nietig en klein is, vashou, raak sien, dat U U oog op ons hou, dat U nooit vir 'n oomblik U oog van ons afhaal nie. Ons weet, dan sal ons beslis vergaan en sal van ons niks oorbly nie. Dankie Here dat U ons lief het, sonder maat, sonder perk, sonder voorwaardes, net soos wat ons is lief het. In ons menswees, ons gebrokenheid en ons swak wees. Dat U ons nie wegstoot, omdat ons ernstig 'n sondaar is, omdat ons worstel en stoei met die wet en elke deeltjie daarvan het. Dankie dat U ons vashou deur al ons gebrokenheid. Met daardie besef wil ons het vandag kom antwoord ook en sê, ons is so bly dat ons U kinders kan wees. Ons weet dat dit net genade is. En ons wil regtig ons beste lewenslewe vir die Here. Elke enkele van U wette, Here, is vir ons belangrik. Ons wil vra dat U ons sal help om nog meer en nog beter in gehoorsaamheid te lewe vir U. Dankie Here, U is vir ons alles. U is vir ons die Alfa en die Omega, die begin en die einde van elke oomblik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek groet vir julle, genade vir julle, vrede en ook barmhartigheid. Ek glo julle ken hierdie groet. Julle weet dat dit God se hartklop is teenoor julle, wat vir julle nooi om sommer net naby hom te kom staan, net soos wat julle is. Ek dink aan Paulus wat uitroep, ek elendige mens, wie sal my van die doodsbestaan verlos? En dan sê hy, ek dank God, hy doen dit in Christus Jesus, ons kan by hom kom staan. Kom ons lees, ons skriflesing. Kom ons gaan daar na Handelinge toe. En dit is sommer 'n kostelike storie, dit is 'n langerige storie, en ek wil dit graag lees. En dan daarna kan ons kyk na ons loflied, dan sing ons loflied, en dan hou jy sommer so lank hierdie verhaal wat ons lees in die gedagte. En soms as 'n mens net in die Bybel uit gelees het, voel dit vir my die Here het nou gepraat, klaar gepraat. En ek het al gepreek, dan sien ek mense sit self net so, en hulle het die teks is met hulle besig. Handelinge 16, daarvan vers 16 af. Paulus en Silas in die tronk.
Terwyl ons op 'n keer op 'n pad was na die bidplek, het 'n slavin met 'n gees van waarsêery, wat met haar voorspellings baie wins vir haar eienaars ingebring het, ons tegemoet gekom. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu, hierdie mense is diensknegte van God, die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle 'n weg tot verlossing. Ons het ons gesê, wat is die tema van vandag se preek, wat moet ek doen, wat moet ek glo, om gered te word, om verlos te word. Dit het sy dae aaneengedoen. Paulus het daaroor ontsteld geraak, omgedraai en vir die Gees gesê, ek gebied jou in die naam van die Here, van Jesus Christus, om uit daar uit te gaan. Presies op daardie oomblik het die Gees uitgegaan. Toe haar eienaars merk dat hulle hoop op 'n inkomste daarmee heen was, het hulle Paulus en Silas gegryp en na die markplein toe gesleep tot voor die owerhede. En nadat hulle voorgebring het, het hulle vir die stadsbestuurders gesê, hierdie mense stook onrus in ons land, want hulle is Jode en verkondig gebruike wat vir ons as Romeine nie toelaatbaar is om te aanvaar of na te volg nie. Die skare het toe ook teen hulle gedraai. Die stadsbestuurders het hulle klere laat afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. Nadat hulle met baie houe geslaan is hulle in die tronk gegooi. En is die tronkbewaarder opdrag gegee om hulle baie goed te bewaak. In die uitvoering van hierdie opdrag het hulle in die binneste deel van die tronk gegooi en hulle voete in die blok vasgeklem. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid, tot lof van God te sing en die gevangenes het na hulle geluister. Skielik was daar 'n hewige aardbewing sodat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure het onmiddellik oopgegaan. Almal se boeye het losgegaan. Die tronkbewaarder het wakker geskrik. Toe hy sien dat die tronk se deure oop was, het hy sy swaard getrek en wou homself doodmaak, omdat hy gedink het dat die gevangenes ontsnap het. Maar Paulus het hard geroep, moenie jouself leed aandoen nie, want ons is almal hier. Die bewaarder het vir hulle gevra, ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle na buite gelei en gesê, menere, wat moet ek doen om verlos te word? En hulle het geantwoord, glo in die Here Jesus, jy en jou hele huishouding sal verlos word. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig, en hy het hulle op daardie uur van die nag saamgeneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is onmiddellik gedoop. Hy het hulle na sy huis geneem en ete voorgesit. Hy en sy huishouding was jubelend, omdat hulle tot geloof in God gekom het. Sal jy asseblief die res van daardie hoofstuk ook sommer net tuis verder lees as jy 'n kans kry. Kom ons loof die Here, ons loof hom vir sy woord, ons dank hom vir sy liefde, vir sy genade. Vriende, dit is Jesus Christus wat die middelaar is en wat die verlosser is. En ek sê altyd van hom wil ek alles leer wat ek kan leer. Hy het so 'n bietjie meer as 5000 kilometer geloop in sy bediening hier op aarde. Hy was 3 jaar in bediening en ons het nie al die name van die plekke wat hy besoek het nie. Die name is so by 28 dorpe. Al so 'n bietjie verskil van mening daaroor, maar dit was beslis baie meer, want soms staan daar net uit die stede in daardie gebied gaan besoek. Ons wil graag van Jesus alles leer wat ons Vriende, ons kyk na Handelinge 16 en die vraag is, wat moet ek doen om gered te word? Verskoon. Ek is reg so omwarend, ons sal hom inwerk, hoor. Ja,
Wat moet ek doen om gered te word? Ons het daardie verhaal gelees. Ek dink jy ken ook die verhaal, en kom ons praat so 'n bietjie vinnig net deur die verhaal, daar in vers 20, Paulus en Silas daar besig om te verkondig, en hierdie vrou met hierdie bose gees, wat dan agter hulle aanloop en sê, hulle bring vir julle die ware boodskap oor verlossing, en dan raak Paulus, hy was ons maar vurig van geaardheid, sommer omgekrap word die vrou het so loop en raas hier agter hulle, eintlik sê sy presies wat die waarheid is. En dan draai hulle om en dan dryf hulle daardie bose gees uit haar uit. En daar is haar eienaars kwaad, sy was 'n slavin. Want hulle het geld gemaak uit haar uit, deur haar waarsêry. En dan vat hulle hierdie manne, en dan sleep hulle daar voor die stadsbestuur, en met 'n klomp leuns sê hulle, nee, die mense praat goed, wat nie deur ons as Romeine, eintlik is hulle Jode, maar wat nie deur ons as Romeine aanvaar kan word nie. Dis gebruike en verkondiging wat nie toelaatbaar is vir ons nie. En dan 'n klomp ander mense sien sommer wat gebeur, hulle begin bekommerd raak, want sê nou dit raak hulle besighede ook. Hierdie twee manne het nou verlies, en as hierdie twee hier so mag bly te kere gaan in die dorp, hierdie Paulus en Silas met hulle storie, wat se ander moeilikheid gaan hulle ook nog maak? Hoe gaan dit nog die ander besighede op na skade maak? En dan sê hulle, nee wat, ruk hulle klere af, slaan hulle met stokke. Die klere word afgeruk, sodat jy nie enige beskerming en teen daai stokke wond kan maak, soos wat maar die beste kan maak. En daar geen vorm van beskerming is deur die klere wat jy dra nie. Vriende, dit was verskriklik om geslaan te word, onder die bevel van stadsowerhede. Dit was nie maar net enkele paar houe, soos toe ek nog op die skool was, 3 van die bestes of 6 van die bestes nie. Nee, jy is geslaan, sonder dat daar getel is, met stokke. Sonder enige aantal houe. Hierdie twee manne sit stikkend geslaan, en in pyn, hulle het wonde, en dan word hulle gegryp, en hulle word in die tronk gegooi. Die tronkbewaarder kry opdrag, hy moet nou mooi kyk, dat hierdie twee manne nie loskom nie, as nie uitkom, wie weet wat kan hulle nog alles aanvang en hier in die dorp, dit gaan net nie, dis nie meer moontlikheid om hulle enige kans te gee om hier te kan aangaan nie. Om so te moet toegesluit word in die tronk in die Bybelse tyd was verskriklik. Die tronkbewaarder hoef nie vir jou te gesorg het nie. Jy hoef nie kos te gee, jy hoef nie water te gee, jy hoef nie oor jou wonde enigstens te bekommer nie. Jy is 'n misdadiger. Jy verdien niks. Familie en vriende of barmhartiges sou deur die tralies vir die tronk kos kon aangee of dalk water, en dis hoe jy kon leef. Maar vir hierdie twee manne is dit erger, want hierdie bewaarder is bekommerd, hy moet sy werk goed doen, hy spesifiek opdrag gegee om hierdie twee manne verskriklik goed te bewaar. Dan gaan sluit hulle in die binneste, daar is in die binnekant ook 'n sel, en dan word daar toegesluit, hulle voete word vasgeklem in die blok. So, om nou vir u te sê, dis geen gerieflike posisie om te sit nie, dis 'n baie ongerieflike posisie, met 'n liggaam stikkend geslaan, sit hierdie twee manne daar. Dis nie waar hulle wil wees nie, hulle wil buitekant wees. Hulle het juist na hierdie stad toe gekom, sodat hulle kan kom getuig, en kom vertel van Jesus. Alles wat hulle wil doen, moet daar buitekant gebeur eintlik, waar die skare is. Hier is hulle binnekant, toegesluit in 'n tronk, boonop aan die binnekant van die tronk toegesluit, niks werk uit nie. Was jou lewe ook al daar? Niks werk uit. En sommige onregverdig wil behandel word. Hoekom? Wat hulle gelowig is. Omdat hulle van Jesus vertel. Omdat hulle hierdie vrou se lewe red. Haar help, sy vry kan kom van hierdie gees wat in haar ingevaar het. Dan gebeur die aangrypende ding, dan weet ek dit is die Here. Ek glo dat daar vriende was, wat gehoor het wat met Paulus en Silas gebeur het, ander Christene, mense wat hulle boodskap gehoor het ook al in die stad, en hulle het gehoor hoe hierdie twee manne geslaan is, en dat hulle toegesluit is, en hulle voete is die blok vas, en ek dink dat hulle gebid het, vriende. Ek dink hulle het hulle opgedra aan die Here.
sit self daar in die tronk, hulle kan niks meer doen nie, al wat hulle kan doen is bid en sing, en dan is dit wat hulle doen, en die ander wat in die gevangenis is, luister ook, hoe dat hulle bid en sing. En dan, vriende, kom daar 'n aardbewing. En hierdie aardbewing, weet ek, is 'n ingryp van God. Om vir hulle twee in hulle omstandighede te kom help. Miskien kan jy vandag sommer net dit by Paulus en Silas ook oorvat, wanneer dit op die swaarste gaan, op die moeilikste, bid, sing. My oupa Jonker het kon sing en kon sing en kon sing. Hy was 'n bouer. En wanneer hy gewerk het, het hy gesing. En dit was die ou kerkliedjies wat ons ken. Jesus loves me, this I know. Hy sal dit partykeer net geleer het. Maar dan weet ek die woorde ken hy. Dit is in sy gedagtes. My eie pa doen presies dieselfde nou. As hy so besig is daar en sommer met enigiets, as jy weer hoor, dan begin hy 'n liedjie sing. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Ek kan hoor my heiland roep my. Ou liedere wat ons ken, die ou liedere wat ons ken. Aangrypende ding gebeur, goddelike ingryp, daar's 'n aardbewing, die tronk se deure ruk oop. Die blok kan nie meer reg funksioneer nie, waar hulle voete vas is, die aardbewing laat dit op oopgaan. Dan weet ek, dit is die Here wat kom en wat vir hulle kom help. En dan word daar die bewaarder bewus van hierdie omstandighede en hy kyk en hy sien die tronk se deure is oop en hy weet net, nou is dit verby met hom. Hy spesifiek die opdrag gegee, moenie dat hierdie mense uitkom nie, as hulle in die dorp kom, wie weet wat kan hulle weer als aanvang. Hulle maak iets skade. Nou is hulle los. En ek dink hy het geweet wat nou gaan gebeur. Daai selfe stadsbestuurders, hy het mos gesien dat hulle vir Paulus en Silas laat slaan. Dis nou sy voorland. En dan dink hy dis beter dat hy liewer sy lewe neem, want dis amper dieselfde wanneer hulle jou so slaan. En dan word jy toegesluit en wie weet hoe lank van dit dan voordat jy uiteindelik te sterwe kom. Dan is dit dalk maar beter. En Paulus sien wat hy dink en wat hy wil doen. En dan skreeu Paulus, moenie. Geef my 'n lig, julle, ek hoor dit. En dan stap hy in en dan sien hy, hier sit hulle. En die ander ook, die sing, die gebede, het al die ander gevangenes ook aangegryp. Hulle lewens is opnieuw geraak. En dan kom hy met sy vraag. Hy val neer voor Paulus en voor Silas. Hy het hulle na buite gelei, gesê, menere, wat moet ek doen om verlos te word? Ek is seker dat jy die antwoord, dit is nie so, dit is eintlik eenvoudig, dis nie nodig om het 'n ingewikkelde antwoord te maak, die vriende. Die woordjie menere daar in die Grieks is Kyrios. Kyrios is 'n woord wat net gebruik word, enkel en alleen om te praat van die hoogste gesag. Die keiser is genoem Kyrios. O Kyrios, o keiser, die Here is die keiser, die woord meneer, die woord Kyrios kan met meneer en met Here vertaal word, Die keiser is die Here. Nou noem hy vir Paulus en vir Silas Here. En dan antwoord hulle baie vinnig, sê, nee, ons is nie dit nie, ons is net gewone mense, ons werk wel vir die een, wat jou lewe kan verander. Ons is in diens van hom, wat jou kan verlos. Daar's 'n ander Kyrios as die keiser, daar's 'n ander Kyrios as hierdie twee manne. En dan antwoord hulle hom, glo in die Here Jesus, en jy en jou hele huishouding sal verlos word. Glo in Kyrios Jesus. Glo in Here Jesus. Vriende, dit is die antwoord. Dit is die volheid van die antwoord.
Daar's 'n klomp plekke in die Bybel waar daar baie moeite gedoen word om te waarsku dat jy nie moet verlei word of mislei word of aan die neus gelei moet word met allerlei stories en verdigsels en dinge nie. Mense wat sê, ja, maar jy moet dit doen, mense wat sê, ja, jy moet dat doen om gered te word, om verlos te word, nee, die boodskap reg deur die Bybel is baie eenvoudig. Dit is Jesus. Jesus is die middelaar, Jesus is die Messias, Jesus is die verlosser, vriende. Glo in Kyrios Jesus. Wat moet ons doen om gered te word? Dis die antwoord. Dis in Kolossense waar Paulus waarsku en waar hy sê, pas op, dat julle nie meer gesteer word. Allerlei stories wat hier in die stad Kolosse vertel word. Daar was 'n klomp mense daar, Griekse filosowe, wat gesê het, nee, maar as jy wil weet wat is die geheim van verlossing, volg ons. En dan moet jy hier offer op hierdie altaar, maar moet ons eers betaal, en so ons die res, dan kan jy daarna toe gaan, dan kan jy daar. En dan, as jy het nog nie het nie, dan moet jy weer betaal, sodat jy, dan sal hulle jou stukkie vir stukkie probeer nader bring in die geheim, sodat jy kan verlos word. Nee, die volle geheim. Die geheimenis is Christus, staan daar in Kolossense 2. In hom is die volheid van ons verlossing opgesluit. Hy is die Alfa en die Omega. Glo in Kyrios Jesus. Glo in die Here Jesus. En jy en jou hele huishouding sal verlos word. Dit is hoe ons gered word, vriende. Kom ons kyk gou so 'n bietjie dieper, net na hierdie woord glo in die Here Jesus. Mense wil vra, wat moet jy glo? Wat moet jy glo in Jesus? Hoe moet geloof lyk in Jesus? Ek dink as 'n mens vir 'n klomp mense sou vra, sal jy dalk 'n klomp menings oor kry. Wat presies moet ek glo? Hoe moet ek glo in Jesus? Hoe moet my geloof lyk? Ek gaan 'n bietjie in Johannes blaai. En dan gaan ons in Johannes so 'n bietjie kyk na, wat moet ek glo om gered te word? Jy moet glo in die Here Jesus. Kyk gou so 'n bietjie hoe verduidelik Jesus dit self verder in Johannes 8. Hy praat met Jode wat nie glo nie, en dit is belangrik om te weet, Johannes 8. Hy praat met Jode wat nie glo nie, wat nog nooit hulle harte vir die Here gegee het nie, wat die wet het as die norm van verlossing. En hulle dink hulle is verlos, omdat hulle die wet het en nougeset met die wet leef. En wat Jesus eintlik vir hier begin sê is, julle is besig om die lewe met God mis te loop. Die wet alleen, julle is besig om die lewe met God geheel en al mis te loop. Daar's 'n ander weg, daar's 'n ander manier hoe dit ons gered word. Jesus het toe weer vir hulle gesê, ek gaan weg en julle sal my soek en julle sal in julle sonde sterf. Sjoe, moeilike vers. Waarin ek gaan, kan julle nie kom nie. Ek gaan weg en julle sal my soek en in julle sonde sterf. Hulle dink nie hulle het Jesus nodig nie op hierdie stadium wat Jesus met hulle praat. Hulle dink dat so met hulle wet en hulle wetsgehoorsaamheid, hulle Joodse wettiese lewe, hulle saak reg is met God. Maar dan kom sê Jesus vir hulle, jy is eintlik besig om die lewe met God mis te loop. Daar gaan 'n dag kom dat hulle gaan agterkom dat die wet is nie die verlosser nie. Dat hulle hulp gaan soek, dat hulle gaan sterf. En as hulle sterf hulle in sonde. En daardie sterf in sonde beteken in verlorenheid as sondaars en nie as vrygekooptes en gereddes nie. Sonder Jesus is daar nie 'n lewe nie. En dan word sommige gesê, wat is die gevolge van hierdie sterf in sonde? Waarin ek gaan, kan julle nie gaan nie. Jesus vaar op na die hemel, hy gaan sit aan die regterhand van God. En hy heers, hy is die koning. Sonder Jesus kan jy nie na God toe gaan nie. Kan jy nie by God gaan bly nie, kan jy nie in God leef
lewe nie. Sonder Jesus loop jy die lewe met God mis. Hier en nou al, en ook in ewigheid. Moeilike vers, nog so 'n bietjie daar, net die volgende. Daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe. Want as julle nie glo dat ek is, wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Kom ek lees vir julle die boodskap vertaling. Glo dat ek is, wie ek sê ek is, anders gaan julle sonder God sterf. Wat moet ons doen om gered te word? En dan kom die antwoord duidelik in Handelinge 16, vir die tronkbewaarder. Glo in Kyrios Jesus. Wat moet jy glo? Jy moet glo dat hy is wie hy sê hy is. Glo dat hy is wie hy sê hy is. Dan sal jy gered word. Anders sal jy nie gered word nie. Sonder Jesus is daar geen lewe met God nie. As jy so 'n bietjie na die einde van die boek Johannes toe gaan, dan word daar sommer 'n opsomming gemaak. Johannes 20, is nie die hele, is die tweede laaste hoofstuk, as ek reg onthou. Jesus het nog baie ander tekens vir sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Ons het nie, ons is nie neergeskryf vir ons nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Wat moet ek doen om verlos te word? Glo in Kyrios Jesus. Hy is wie hy sê hy is. En dan staan daar in daardie vers 31, Jesus is die Christus. Jesus is die Seun van God. En deur te glo kan julle lewe hê in sy naam. Glo dat hy is wie hy sê hy is. Jesus is die Christus, beteken Jesus is die Messias. Jesus is die redder. Jesus is die verlosser. Vriende, dis Handelinge 4 vers 2 waar daar staan, daar is vir ons geen ander naam gegee in die hemel of op die aarde, waarin God wil dat daar vir ons verlossing sal wees nie. Dit is net Jesus. Daar is net hierdie Christus. Daar is nie nog 'n ander weg nie, nog 'n ander naam nie. Jy moet ook glo om gered te word. Jy moet glo dat Jesus is wie hy sê hy is, en hy sê hy is Christus. Hy is die Messias. Hy is die verlosser. Jesus is die Seun van God. Hy kom van daarbo, staan daar ook in Johannes 8, ons het nie die gedeelte gelees, hele gedeelte, jy kan dit gaan lees. Julle is van hieronder staan daar, hy kom van daarbo, want hy is God. Dus Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was self God, en die woord was by God, en die woord het onder ons kom woon. Hy is self God, hy is die Seun van God, hy is ook self God en Here. Dis met die doop van Jesus, wat die hemel mos oopmaak, en daar die stem van die Vader praat, en sê, dit is my geliefde Seun. Glo in hom. En dis met die verheerliking op die berg, waar Jesus daar vorentoe gaan uitstap, die twee disippels, die disippels wat saam met hom gegaan het, bly staan, en hy stap vorentoe, en toe hy daar voor staan, verskyn daar nog twee figure daar. Profete, en die wet, Moses, en Elia. En Petrus sê, Here, kan ek sommer hier 3 hutte bou, want ek dink dis die plek waar die nuwe Jerusalem gaan aanweer. Dis die nuwe aarde hier. En dan gebeur die volgende, die Elia gaan weg, en die Moses gaan weg, die profete, die wette, en net Jesus bly oor. En dan sal 'n stem wat sê, dit is my geliefde Seun, julle moet doen wat hy sê. Wees gehoorsaam, doen wat hy sê. Ek is wie ek sê ek is. Jesus is die Seun van God. En in daardie naam van Jesus is daar lewe. En in sy naam
is daar vir jou verlossing. Ons het dit gelees in die begin, toe daar die 3 gedeeltes gelees het, Romeine, Efesiërs en Kolossense. Uit genade is julle gered deur Jesus, deurdat julle sondes in hom aan die kruis vasgespijker is. Is daar vir julle verlossing. As ek bietjie verder kyk sommer, ja, dis die boodskapvertaling van Johannes 20, is nog ook mooi, kom ons lees dit ook. Nie alles wat Jesus gedoen het is hier neergeskryf, nie, en nog baie ander verskillende wonderlike dinge gedoen om te wys wie hy regtig is. Sy volgelinge het dit alles gesien. Dit wat in hierdie boek geskryf is met 'n spesifieke doel gedoen. Dit is geskryf sodat julle geen oomblik hoef te twyfel dat Jesus die redder, die Christus, die Messias is. Ja, die seun van God is nie. Julle kan dit maar volledig aanvaar. En hierdie woorde wil julle ook oortuig dat julle vir ewig gaan leef. Omdat Jesus dit vir julle moontlik gaan maak. Julle moet glo dat hy is wie hy sê hy is. Hy bring vir julle lewe, ewige lewe, hy maak dit moontlik. As jy so 'n bietjie terugkom van Johannes 20 af, kom jy in Johannes 14 mos, en dan sit Jesus self praat, en Jesus wat sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Ek weet dat daar ander gelowe is, en ander godsdienste is. En ek wil nou vir die vraag, vriende, om tog met respek te werk met iemand in 'n ander geloof. Maar dat jy sal bly weet, dat daar net een verlosser is. Dat daar net een weg is. Sê weer Handelinge 4 vers 2. Daar is vir ons net een naam gegee in die hemel en op die aarde. Wanneer God wil hê dat daar vir ons verlossing sal kom, daar is nie 'n ander weg nie. Daar is nie 'n ander manier nie. Christus is die weg. Die waarheid aangaande God. Hy kom van daarbo, hy kom vertel ons die waarheid aangaande aan God. Julle moet glo dat ek is wie ek sê ek is. Hy is die waarheid. Hy is die lewe, hy het die lewe. Lewe wat die dood oorwin. Ek is, julle moet glo dat ek is wie ek sê ek is. Ek wil nog kyk na Johannes 10, Johannes 14, as jy bietjie terugkom Johannes 10, dan kry jy daardie gedeelte wat praat van die goeie herder. Ek is die goeie herder, ek ken daardie gedeelte. Maar ons gaan net daar van vers 9 aflees. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Jy moet glo dat ek is wie ek sê ek is. Ek is die ingang. Daar is nie ander ingang nie. Hy sal in en uitgaan, en beide kry sal lewe, hier nou, en daar, in ewigheid. Sal in en uitgaan, hy sal lewe, in Christus is daar lewe, hier en nou, dief kom steel en slag en uitlei, dis die duiwel, dis sy plan. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Julle moet glo dat ek is wie ek sê ek is. Hy bring lewe. Lewe in oorvloed. Lewe wat selfs wanneer my liggaam breek, nie ook breek nie. Soos my liggaam nie. Ek is die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Dit is hoe dit gebeur. 'n Herder het in Bethlehem gebly, daar naby, en as dit naby Paasfees kom, dan het die lammers bymekaar gemaak, en hulle geneem, dat hulle daar na die plek toe waar mense wat wil kom offer by Paasfees, wat wil kom offer, kan lammers kry, lammers kan koop. En dan kom die herder, dan sê hy, hierdie keer werk dit anders. Nie die lammers in die kruis nie, as gevolg van hulle sondes nie. Ek gee myself, die herder se lewe aan die kruis, vir hulle sondes, vir die skape se sonde, sodat daar vir die skape lewe is, in oorvloed. Julle moet glo dat ek is, wie ek sê ek is. Hy is die herder, wat aan die kruis vir jou sondes betaal. Wat moet ons doen om gered te word? Glo in Kyrios Jesus. Glo dat hy is
Ek het maar na 'n paar goed verwys vandag, daar is so baie. Hy is die Christus. Hy is die Seun van God. Deur te glo in Jesus, is daar lewe in sy naam. Hy is die weg, die waarheid, hy is die lewe, hy is die goeie herder, hy lê sy lewe af vir sy skape. Wat moet ek doen om gered te word? Glo in Jesus. Glo dat hy is wie hy sê hy is. Amen. Kom ons sluit ons oop. Here Jesus, U is die brood van die lewe. Here Jesus, U is vir ons die lewe in oorvloed. Jesus, U is die Seun van God. Here, U is die Christus, die Messias, die Redder, die Verlosser. U is die Seun van die mens, wat van daarbo kom en mens geword het en hier kom woon het, in ons plek kom staan het. U is die goeie herder, wat sy lewe aflê vir die skape. U het ons sondes op U geneem, en ons gered en vrygespreek daarvan, deur die volle prys te betaal, wat daar die sonde skuld eis. Die spykers aan die kruis, die soondood, die verlossingsdood aan die kruis vir ons lewe. Dat ons net vandag kom antwoord. Ek glo in Kyrios Jesus. Ek glo U is wie U sê U is. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Geliefdes, mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.